Sondag hier in die kerk sit, toe kom dit baie duidelik. Here praat met my. En ek wil graag vanmôre jou aandag daarop vestig, dat hierdie vanoggend julle hartsbegeerte sal wees. Here, praat met my. En as ek vanmôre eerlike vrae tussen julle moet vra en julle hoef my nie nou te antwoord, want God ken julle hart. Wanneer laas het jy daardie begeerte gehad om te sê, Here, praat met my? Ek wil jy bedink daaroor. Ons lewe 'n lewe wat besig is. Ons lewe 'n lewe met baie uitdagings in ons lewe. Nou vra die Here vanmôre vir jou. Wanneer laas het jy daai begeerte gehad om met hom te praat? Ek gaan 2 preke preek vanmôre. 2 preke, so ons het dan so 'n uur en 'n half om dit te doen. Gelukkig kan julle daarom 'n stukkie koek na die tyd kry en 'n koerdrank. So ons kan hom of in 1 preek of ons kan hom in 2 preek. Ek praat nou die dag met 'n prediker en ek vra vir hom, hoe was julle diens? Ons praat maar so. Ons het 'n awesome diens gehad. Die mense het vorentoe gestroom en op hulle knieë neergeval en gehuil. Na die 3de Sondag, toe kry ek presies weer dieselfde woorde. 'n Awesome diens. En ek sê vir hom, weet jy wat? Ons het 'n doodnormale diens gehad. Was nie nodige mense moet kom vorentoe en huil en smeek nie. Maar God praat met ons. En ek glo, daar is 'n diepte in dit wat ons Sondag vir Sondag kry. As wat jy vorentoe hardloop, jy val hier voor neer en jy huil. Volgende Sondag doen jy weer dieselfde. Julle weet waarvan ek praat. Dis mos 'n manier van Pinkster. Maar dis nie wat ek vanmôre vir julle wil sê nie. Wil julle leer, iets leer volgens. My teksvers vanmôre is 1 Samuel 3 vers 9 en 10. Ek gaan na 'n paar skrifte verwys en dan gaan ek my preek vir die laaste 10 minute vir julle preek. Want ek wil hier goed uit die woord van God uithaal vanoggend vir julle. 1 Samuel 9 sê, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat, Here, u diensknegt luister. Het ons so 'n geval ons lewe begin kry, as ons slaap. Maar die Here jou roep, dat ons nie sy stem herken nie. Samuel toe gaan lê op sy plek. Luister wat sê vers 10. Die Here het gekom en hy het weer gaan staan. En ek wil hier met jouself net so bietjie vir eenselwig. En dit wat ek vanoggend vir julle sê. Die Here het gekom en staan soos die vorige kere en hy roep. Samuel, Samuel, Samuel.
En Samuel sê, praat Here, die dienaar roep. Jong mense, ons ouer mense vanmôre, hoeveel keer is dit, dat ons hierdie stem hoor, en dat jy by die naam roep, en hy sê, praat Here. Doen ons dit. Baie gelowiges bid elke dag, maar min vra werklik. Here, praat met my. Ja, ons bid. Ons bid. Wanneer laas het ons vir die Here gevra om met ons te praat? Hallo? Hallo? Dink 'n bietjie mooi. Ons het al hierdie mooi boodskappe gehad. Nou sê die Here vir jou die volgende ding. Wanneer laas het jy met hom gepraat? En gesê, ag Here, praat net met my. Ons vra so maklik, Here, gee dit, doen dit, Here, maak so, Here, seën my, Here, help my, Here, genees my, Here, voorsien vir my. Wanneer laas het ons nie meer 'n enkel gebed gehad nie. Julle weet waarvan 'n enkel gebed is. Dit is mos soos 'n vrou wat met 'n man praat, so 'n man nie wil hoor nie. Al die tyd, julle hoor mos, julle weet mos waarvan daai een rigting gesprek. Of jou ma praat met jou, wat gaan hierin en gaan daaruit. Ja, een rigting gesprek. En alles gaan oor onsself. So, wanneer moet God met jou praat? Vraag. Maar hoe gereeld sê ons vir die Here? Here, ek is nou stil. Here, ek wil hoor wat U vir my sê. Hoe kan God met jou praat? My vrou sê altyd 'n stoelmond. Wat? Toemond is 'n mond wat luister. Ja, ek sê dit vanmôre weer. 'n Toemond kan luister. Laat dit jy se teenwoordigheid gekom, net stil geraak. 'n Toemond, sodat God met jou kan praat. Ongelukkig is ons baie skuldig daaraan. Hoe wil jy groei geestelik? Hoe wil jy van krag tot krag gaan? Hoe wil jy werklik vanmôre 'n instrument in God se hande wees? Ons nie kan stil word voor die Here nie, sodat hy met ons kan praat. Ek wil vanmôre vir julle aanmoedig en sê, en dan praat ek met myself heel eerste, God is nog vandag, hoor wat ek sê, God is nog vandag, die God wat met ons wil praat. Amen. Ja. Dankie vir daai paar amene. Hy wil met jou praat.
Die woord van die Here sê, en as jy van Genesis tot by Openbaring gaan, God het nooit opgehou praat in sy woord met die volk nie. Nooit nie. Ek gaan vanmôre iets sê, en ek gaan dit nie terugtrek nie. Baie van ons, ek maak toe daai weer. Baie van ons het die stem van die Here gehoor, toe ons harte vir die Here gegee het, toe hy met ons gepraat het. En dit is waar dit geëindig het. Hy spreek nog van dag tot dag, deur sy woord. Wil jy die stem van die Here hoor? Vat jou Bybel en lees op. Kan ek julle vanmôre challenge en vra, hoeveel van julle het regtig nog 'n Bybel wat julle elke dag lees? Ek praat nie van 'n selfoon nie. Ek praat van 'n Bybel wat jy kan voel. En praat in die woord van God. Ek kom om julle te bemoedig vanmôre, dat julle 'n volgende stap geestelik te gaan. Wanneer jy die Bybel vat, dis asof die Heilige Gees jou vasvang. Jy kry 'n gevoel wanneer jy die woord van God lees. My aanbeveling is, haal die Bybel uit die rak uit. Julle het my Bybel gesien, hy val uit mekaar het al hierso. Ek kan net nie ander Bybel vat nie. Dis my Bybel. Dis waar die Gees van die Here met my praat. Daar's nog Bybels, maar dis myne. Dis my verbond tussen die Here. Dis wanneer ek die Bybel vat, dat die Heilige Gees met my praat. So wat wil ek vir jou vanmôre sê? Kry jou Bybel, maak dit jou eie, sodat die Gees van God met jou kan praat. Ek wil vanmôre vir julle nog 'n geheim gee. God verlang so om met sy kinders te praat. Hy verlang vanmôre om met julle te praat. Hy verlang. Verlang jy ook om met God te praat? Hierdie is 'n les om jou geestelik te laat groei, om in 'n volgende dimensie in jou geestelike lewe te gaan. Hoor wat sê Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Baie van julle luister na pastoor Des. Hy het gistermôre in Bethel gepreek, Saterdag. Dink dit is sy eerste keer dat hy in Bethel kom, maar hy het 'n baie interessante ding gesê. Hy sê toe hy so verbyry, toe sien hy die klomp beeste wat so by die hek staan. En die Gees van die Here sê vir hom, soos die Here, net jy moet kom, dat julle sy stem kan herken. Hy sê die beeste roep, dan kom hulle, die plaas toe. Hoe lyk dit? Kan julle nog die stem van die Here identifiseer vanmôre? Kan jy? Eerlik? Jesus sê, my skape sal my stem ken.
vraag vanmôre wat hieruit ontstaan is die volgende. Praat God nog met jou? Want as hy met jou praat, sal hy jou stem ken. Die ander vraag wat hierop lei is, luister julle na sy stem? Dis 'n ander vraag. Luister julle na sy stem? Here, ek is vanmôre net so skuldig soos elkeen wat hier sit. Luister ek ooit of altyd na die stem van die Here? Wat vergeet ons? Die Here het nie hande en voete nie. Nee. Hy het nie 'n mond nie, hy het nie 'n tong nie. Hy gebruik joune. Hy gebruik joune. Samuel het die stem van God die 3de keer herken. My wens is vanmôre dat hy vanoggend die 3de keer sal wees dat die stem met die Here met jou praat, dat jy daai stem sal erken, kan onderskei, hom sal hoor en sal graag wil luister wat die stem van die Here tot julle praat. 1 Samuel 3. Miskien is dit vanmôre ons probleem. Die woord van die Here sê Samuel was nog baie jonk gewees. Die versagting van Samuel. En vanmôre wil ek vir jou sê, die versagting is dat ons nie altyd besef as God met ons praat nie. Ja. Die versagting. Want 3 keer het God geroep. En Eli sê vir Samuel, sê vir die Here, u diensknegt luister. En ek wil vanmôre vir julle sê, en ek wil graag 'n beroep op julle vanmôre maak. Wanneer die stem van die Here weer tot jou spreek, sê Here, u diensknegt luister. Ja, amen nie. U diensknegt luister. As God met jou praat, sê, u diensknegt luister. En ek wil vir u verder vertel uit die verhaal uit. Toe Samuel sê, die diensknegt luister. Toe verander Samuel se lewe. Wil jy vanmôre jou lewe laat verander? Wil jy? Sê Here, ek luister vanmôre. Here, ek wil vanmôre dit beklemtoon. Ek wil stil word voor U, sodat U met my kan praat. God kan nie met jou praat nie, dis nog skuldige een nommer 1. As ek so voor die TV sit, en ek sit voor die selfoon, en ek is heel neerstemmer vanmôre. Amen. Nou mense, skakel 'n bietjie julle fone af. Kom af van Facebook, kom af van TikTok en Twitter en ek weet nie X wel en wat 'n naam dit ook al is nie. Kom af.
Want God soek daardie stilte in jou, sodat jy kan konsentreer en met hom praat. God praat dikwels in die stilte. En ek glo meeste van die tyd praat die Here met ons in die stilte van die oomblik, sodat hy ons aandag kan hê. Want hy sê, ek is 'n jaloerse God. Ek gaan jou nie deel met jou vrou, met jou kinders, met niemand. Ek soek jou tyd. Ek soek jou aandag, sodat ek met jou kan praat. God soek vanmôre die stilte in elkeen van ons wat hier sit. Ek kan vanmôre sê, dis nie vir my nie, maar ek sê vir dit is vir jou volgende. God wil met jou praat. Elia, hy hoor God in die sagte en die stilte. Wie kan dit gaan lees in 1 Konings 19 en ek wil aangaan want ek het 'n paar ander dinge wat ek moet sê vanoggend vir julle. Jou waarskynlik is my preek 'n bietjie langer as normaal weg. Baie keer wil God net met jou praat en hy wil vir jou iets fluister. God wil nie altyd met jou praat. En ek wil hierdie ding, ek sê dit vanoggend en ek gee nie om wat enige iemand van my sê of hulle daarvan hou of nie. God is nie in die wonderwerke nie. Hy is nie daar wanneer hy met jou wil praat om na profete te luister nie. Oor die vuur vol room sal dit altyd by sy padels herlewing, as ek die herlewing begin in jou. Ja. Oh, pastoor, pa gesien al hierdie mense val om. Val hulle hier om, en staan hulle daai kant, dan val hulle weer om. Dis nie hoe God vanmôre praat met jou nie. Hy wil one-on-one met jou praat. Hy wil hê dat jy jou tyd uitkoop. Ek dink pastoor Hannes het in een van die boodskappe gesê, nou onlangs, God soek jou tyd. Ons is so besig met daaglikse dinge en dit moet so wees. En ons is so besig in die aand met ons kinders. Dit moet so wees. Maar God sê, gee my net daai klein bietjie tyd wat myne is, sodat ek met jou kan praat en jy met my praat. En ek kan vinnig aanhaas. God praat soms deur sy woord. Die woord sê, Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek wil amper sê, as ek het nou vanmôre sonder 'n hele taal kan gebruik, jongens taal. God is jou GPS. Okay? Dit sê alles. Hy is jou GPS. En as jy vanmôre sê, God praat nie met jou nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dat jou GPS is nie ingeskakel met die Here nie. Kry hom, dat hy saam vir die pad kan wys om by die Here uit te kom. Jy kan nie verwag dat God met jou kan praat
as jy nie ingestel is op sy woord nie, want hy praat met jou met sy woord. En dan gaan verder vinnig beweeg. Sonde verhinder dat ons God se stem kan hoor. Here praat met my, maar daar's al soveel sonde in ons lewens dat ons sy stem nie kan herken nie. Of God praat met jou en jy het soveel dinge in jou lewe wat nie daar moet wees nie. So hoe verwag jy met die Here met jou praat? Hulle sê, en ek sien ons het 'n radio in ons kamer, hy is permanent op RSG. En dan baie keer is daai frekwensie nie lekker nie. En dan raas die radio, julle weet ons waarvan ek praat, dis nie mooi opvang. En dis die sinne in ons geestelike lewens. As ons frekwensie nie reg ingestel is, kan ons God nie hoor nie. Kan ons hom nie hoor nie. Maar ek het goeie nuus môre vir julle. God het nooit opgehou om met jou te praat nie. Nooit nie. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand oopmaak en hy sou oopmaak, sal ek saam met hom inkom en ek sal 'n nagmaal en 'n fees saam met jou vier. Hy het nooit opgehou nie. Jou frekwensie was uitgewys. Mag ek julle vanmôre bemoedig om 'n terugkeer tot God te maak. Dis my werk nie. Dis nie pastore nie. Dis niemand se werk nie, is jou eie werk. Dis jou eie keuse. My vrou sê altyd, mense, jy maak 'n keuse. En ek wil môre vir jou vra, maak 'n keuse. Van hierdie oggend af, julle sal sê, ek lê die ou lewe af. En ek gaan terugkeer tot God, sodat hy met my kan praat. Of jy vra vanmôre, en ek is amper klaar, dan kom die tweede preek. Kan ons nie probeer om alleen weg te beweeg en met God te kan praat? By die swembad, by die honde, in die garage, in jou kar. Daar waar niemand jou kan pla nie vanmôre. Wat ons lees in die woord van die Here, Markus 1 vers 35, en vroeg in die môre, so was pikdonker gewees, en diep in die nag, het hy opgestaan, uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek, en hy daar gaan bid, alleen. Mense, as ons wil hê die Here met ons praat, is daar 'n opoffering om te maak. Wanneer ons met God praat, dan is dit belangrik dat ons kan leer om stil te word, sodat God met ons kan praat. Hy wil met ons praat, en ek weet hoe moeilik dit is. Glo my, ek het in die nagte gebid, hierdie nag, die jonger man. Ons het 6 uur in die aand by kerk by mekaar kom, die volgende môre reg deur die nag ons gebid. Dis baie moeilik. En jy gaan jou gees moet leer. Jy gaan jou gees moet leer, sodat jy kan stil word voor die Here.
Nou wil ek vir jou sê, is nie baie maak. Jy kan jou oor nou toe maak vir 'n minuut. Ek kan altyd vir almal sê, maak jou oor toe vir 'n minuut. En kyk of jy aan niks kan dink. Dat is 200 dinge wat in gedagtes afgaan. Sê ek reg? Ja. So you've got to train your spirit om stil te word voor die Here. Goed, God praat met ons deur gelowiges. Dan die ander ding is, en dan wil ek oorgaan om my preek toe. God praat. En 'n ou besef dit nie, maar God praat met ons deur 'n moeilike tyd. Ons is nie gevrywaar van al hierdie goed wat ons pad langs kom. Ons sien nie. Job is die wonderlikste voor. Paulus soek, kan ons hulle maar uithaal. Petrus wat ons te bo gekruisig was. Ons is nie gevrywaar deur moeilike tyd. So wanneer 'n moeilike tyd kom, praat met die Here, sodat jy kan deurdra. Waarom hoor ons sommige mense nie God se stem nie? Ons vind ons vanmôre elkeen hier. Wil Konrad van regmaak, ons 'n sagte musiek op te sit. Waarom hoor sommige mense God nie? Kom. Hulle het nie geleer om stil te word voor die Here nie. Hulle is ongehoorsaam. Ek het klaar my besluit gemaak. Klaar. Hoe sou die Here sê nie? Ek het my besluit gemaak. Ek het vooraf besluit wat ek wil en gaan doen. Sonder om God te ken. So God kan nie met jou praat nie. Dan soek God gehoorsaamheid. Ek sluit af met hierdie gedagte. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. Na hom toe gaan, hy sal saam met my maaltyd hou en hy met my. Samuel se woorde was, ek sal oopmaak, praat met my Here. En ek het ietsie geskryf vanmôre terwyl die musiek saggies speel en ek wil hê jy moet in aanbidding bly. Woorde in ons fluister terwyl ons vanmôre attent op U is, Here. Fluister vanmôre woorde wat U wil hê ons moet doen, Here. Die pad vorentoe. Praat met ons as 'n gemeente volgens. Here, weet nie net vanmôre U plan met ons as 'n gemeente en as persoonlik. U plan met ons deel vorentoe, die Here. Here, ons luister vanmôre. Praat asseblief met ons. Here, praat met ons luister. As ons vanmôre onsself met kruisig voor U, as ons die vlees vanmôre met kruisig, Here. Wys dit vir ons. Vergewe my gees, Here. Vernuwe my gees vanmôre. Praat met my, vernuwe myself in U. Hierdie gemeente vanmôre,
is u gebed vanmôre, is hulle gebed vanmôre. Herstel ons hele lewe. Herstel ons lewe, herstel ons lewe. Praat met ons, Here. Want Here, dis by u wat ons vanmôre wil wees. Hierdie gemeente se gebed vanmôre is herstel ons julle lewe asseblief, Here. Here, hierdie gemeente se gebed vanmôre is by u is waar ons wil wees. By u wil ons graag u stem hoor. Dis by u wat ons daagliks wil loop. Here, praat met ons, ons luister wat ons tekortkoming is. Here, praat. Praat met my, Here. Ek luister, Here. Wat wil u vir hierdie gemeente hê vorentoe? Praat, Here. Dat ek sal hoor wat die Gees van God tot my wil spreek en met elkeen van ons wat hier is. Here, praat met my. Ek luister volgens my. Here, praat met my, want ek wil my geestelike ore en my geestelike oë oopmaak, dat ek kan hoor, dat ek kan sien, dat die Gees tot God tot ons wil spreek. Here, terwyl ons so gebuig is, sal u nie net nou in ons harte, Here, iets fluister nie. Ons is ook vanmôre, Here, sal iets fluister vir ons. Ek weet nie wat dit is nie. Miskien, Here, moet ons iets afleer vanoggend. Miskien moet ons iets anders doen. Maar praat asseblief, Here, met ons. Here, deel asseblief u plan met ons in hierdie gemeente. Praat asseblief met my. Praat met elke gemeente dit volgende. Praat, Here. Ek wil so graag luister na die Gees van God tot ons spreek. Ek weet, Here, praat met my, want die woord is vanmôre die waarheid. Die woord is die weg. Daarom sê, as jy my stem wil hoor, sê die Here, praat asseblief en luister na my stem. Want ek weet, die woord bring vanmôre lewe vir ons. En elke van ons wat hier sit, Here, ons praat met U en sê, ons begeer vanmôre lewe van U. En ons hierdie lewe het, Here, wil ek vanmôre vir U vra, maak ons julle lewe reg. Ons julle lewe reg. O my God, praat vanmôre met ons. Want ons luister. Sal nie net vanmôre die woorde fluister in ons. Sal nie net vanmôre hierdie woorde vat en dit skryf op ons hart, sodat ons 'n dieper en 'n geestelike ervaring met U kan hê.
Here, praat asseblief vanmôre. Deel net die plan met my, Here. Deel die plan met my huisgesin. Deel die plan met my kinders vanmôre. Deel die plan in my verhouding vanoggend. Deel die plan. Here, dat ek 'n goeie pa sal wees. 'n goeie ma sal wees. Praat, Here. Ek luister vanoggend. Here, as jy met ons gepraat het, mag dit deel word van u plan in ons lewe. Here, ons sluit af met hierdie woorde. Dit is ons gebed vanmôre. Here, ons luister. Geef ons die krag, Here, dat ons die plan sal uitvoer in ons lewe. Amen. Ons gaan nou na die tafel van die Here toe. Gedagte is dat elkeen sal opstaan en elkeen 'n glasie sal vat en 'n broodjie en daar gaan sit. Terwyl jy die nagmaal vanmôre vat. Here, praat met my. So daai broodjie vat, Here. Praat met my. Hoe jy vir my gesterf het op die kruis. Maar ook dat ons sonde vry is vanmôre. Wat jy ook al vir die Here wil vra vanoggend. Neem daar die broodjie en eet dit en praat met die Here. Sê, Here, ek luister. Terwyl ek vanmôre die bloed van Jesus vat. En ek drink dit dan weet ek, Here, het ons sonde weggewas. En deur die bloed van Jesus het ons die mag oor die duiwel. En as ek na die tafel vanmôre kyk, Here, dan wil ek sê, Here, praat met my, want ek weet U kom om ons te kom haal. Wanneer ek vanmôre, Here, hierdie tafel vat, sal ek weet en ek sal dink, U het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel. Daar's soveel dinge wat ons kan sê, wanneer ons by hierdie tafel kom. Vader, ek wil bid, dat ons in 'n stemming sal bly vanoggend. En elkeen is geregtig vanmôre om aan hierdie tafel te vat. Jy sê jy is 'n sondaar nie. Die tafel sê, hy het op die kruis gesterwe. Hy het jou sondes weggevat. En wanneer jy vanmôre by die wyn kom of die drankie kom, dat jy sal sê, ek is gewas in die bloed van Jesus. En omdat ek gewas is in die bloed van Jesus, het ek vanmôre geen verlede in my lewe nie, want Christus het dit alles weggevat. En as die duiwel sou kom, Here, praat met my en sê, ek het dit weggeneem. My bloed het gevloei vir jou en vir my. En wanneer die duiwel kom om jou aan te val, volgens Efesiërs 6, dan kan jy sê, Here, praat met my. U bloed het die prys betaal. Ek is meer as 'n oorwinning in Jesus se naam.
Terwyl die musiek speel, wil ek graag jy almal moet stap. Neem vanmôre, eet, sit by jou tafel, by jou stoel. Dat jy net kan stil word. Soms is dit, ons is nie altyd stil nie, ons dink nie regtig. Dat die nagmaaltafel vir ons beteken nie. Maar vanmôre, praat met ons, Here, deur hierdie tafel, in Jesus se naam. U kan stadig almal stap op ons bly in aanbidding. Dankie.